Goeiedag, my naam is Ellery Booth en ek is 'n studenteonderwyseres in die grondslagfase. In hierdie aanbieding fokus ek op die woorderkenningsstrategieë vir graad 1 leerders wat sukkel met vroeë leesvaardighede. Ek gebruik die voorkomingsinterventieraamwerk as basis vir my intervensie. Ek gaan 3 selfgeskepte leerhulpbronne voorstel wat elkeen gekoppel is aan 'n spesifieke fase van hierdie raamwerk. Die doel van vandag se sessie is om praktiese strategieë te deel wat ons as onderwysers kan gebruik om woorderkenning vroeg te ontwikkel en leesprobleme te voorkom. Hiermee beweeg ons dan na die konsep van woorderkenning en leesontwikkeling. Dekodering is die eerste stap waar leerders klanke en letters verbind. Met herhaling ontwikkel dit tot woorderkenning waar woorde outomaties erken word. Dit lei tot leesvlotheid wat die einddoel is. Hierdie 3 prosesse vorm 'n ketting. Sonder dekodering kan woorderkenning nie ontwikkel nie en sonder woorderkenning kan leesvlotheid nie bereik word nie. Dit is hoekom outomatiese woorderkenning noodsaaklik is vir graad 1 leerders. Baie graad 1 leerders lees stadig en raai dikwels woorde. Dit gebeur omdat hul klankletterverbindings nog nie geautomatiseer is nie, wat hul leesvlotheid en begrip beperk. Daarom is vroeë ondersteuning baie belangrik. Die voorkomingsinterventieraamwerk, soos verduidelik deur Cooper en Kiger 2006 in The Struggling Reader, bied 'n gestruktureerde padkaart vir leesontwikkeling. Dit bestaan uit assessering, onderrig, oefening en toepassing. Hierdie fases werk as 'n siklus waar ons na toepassing weer assesseer en indien nodig heronderrig toepas. Die fokus van hierdie raamwerk is voorkoming om leesprobleme vroeg te identifiseer en te verminder voordat dit 'n groter struikelblok word. In die onderrigfase fokus ons op eksplisiete foniese onderrig. Dit beteken dat klank- en letterverbindings doelgerig en sistematies aangeleer word. Leerders word ook blootgestel aan eenvoudige dekodeerbare woorde en multisensoriese aktiwiteite wat hulle help om klanke te sien, hoor en te sê. Hierdie fase lê die grondslag vir basiese woorderkenning en begin die proses van leesontwikkeling. Die eerste hulpbron is flitskaarte wat woorde en prente kombineer op 'n gelamineerde A4 blad en elke woord word direk aan 'n prent gekoppel sodat leerders 'n visuele en klankassosiasie kan maak. Ek begin met die vokale A, E, I, O, U en gee minstens 2 woorde per vokaal. Ons wys die prent, sê die woord hardop en leerders herhaal dit verskeie kere. Hierdie aktiwiteit bou fonologiese bewustheid, gee eerste blootstelling aan woorde en help leerders om woorde visueel en klankmatig te onthou. Dit vorm die eerste boublok van woorderkenning. Hier word woorde herhaaldelik visueel aangebied om woorderkenning te versterk en die leerders sien die woord, hoor dit en sê dit hardop sodat die klank en beeld gekoppel word. Deur aktiewe deelname word leerders betrek by die leerproses, waar hulle klanke identifiseer en dit met die visuele woord verbind. Hierdie herhaling help om vroeër woorderkenning te ontwikkel en bou die fondament
vir leesvlotheid. In die oefenfase van die voorkomingsintervensie raamwerk fokus ons op die versterking van reeds geleerde woorde. Die doel is herhaling en praktiese inoefening sodat woorderkenning meer outomaties word. Ek gebruik multisensoriese aktiwiteite waar klank, beeld en beweging gekombineer word om leer te versterk. Hierdie fase help leerders om leesvlotheid te ontwikkel en klank te internaliseer. Dit sluit ook aan by die CAPS curriculum se fokus op praktiese inoefening. My tweede selfgeskepte leerhulpbron vir oefenfase is die alfabet doppies wat gebruik word om woorde te bou. Elke leerder kry sy eie stel doppies met die alfabet daarop en die vokale is in een kleur en die konsonante in 'n ander om visueel onderskeiding te help. Ek lees 'n woord hardop en klank dit letter vir letter uit, waarna leerders die letters sorteer, die woord bou, dit lees en spel. Hierdie multisensoriese benadering sien, hoor, voel en doen versterk woorderkenning en help leerders om woorde meer outomaties te herken. As onderwyser gebruik ek hierdie aktiwiteit ook diagnosties om te sien watter klanke of letters leerders nog sukkel om te herken. Hier oefen leerders woorde deur spelaktiwiteite waar hulle klanke herhaal en dit aan betekenis koppel. Deur hierdie herhaling word woordherkenning versterk en begin leerders woorde meer outomaties herken. Hierdie aktiwiteite bevorder leesvlotheid, verhoog motivering en maak leer meer speels en interaktief. Dit ondersteun die ontwikkeling van sterk woordherkenning in die oefenfase van die FER. In die toepassingsfase gebruik die leerders die woorde wat hulle reeds geleer het in die betekenisvolle konteks. Hulle lees kort sinne en eenvoudige stories waar hierdie woorde voorkom. Hierdie fase help om woordherkenning meer outomaties te maak en bevorder leesvlotheid en begrip. Dit sluit ook aan die CAPS curriculum se klem om die praktiese toepassing van die leesvaardighede in konteks. My derde selfgeskepte leerhulpbron vir die toepassingsfase is woord bingo. As onderwyser lees ek 'n woord hardop en die leerders herken dit om mekaar en merk dit af. Na die bingo gebruik ek 'n A4 kaart met sinne wat die geleerde woorde bevat. Leerders lees hierdie sinne saam, minstens 2 sinne per vokale, wat help om woordherkenning in die konteks te versterk. Hierdie aktiwiteit is speels en interaktief en bevorder aktiewe deelname. Dit stel my ook in staat om informele assessering te doen, om te sien wie woorde outomaties herken en wie nog ondersteuning nodig het. Dit versterk woordherkenning deur herhaling en bevorder leesvlotheid in 'n betekenisvolle konteks. Die gebruik van hierdie hulpbronne help leerders om woorde in sinne te lees, betekenis te koppel en leesvlotheid te ontwikkel. In die assessering kyk ek of hierdie vaardighede reeds outomaties is en bepaal ek of heronderrig nodig is. Na die toepassingsfase volg die assessering. Hier evalueer ek diagnosties watter leerders woorde outomaties kan herken en watter nodig ondersteuning. Hierdie assessering bepaal of heronderrig
nodig is of nie. Indien leerders nog sukkel, beweeg ons terug na die onderrig of oefenfase om weer doelgerig aan klanke en woorderkenning te werk. Hierdie sikliese proses van die voorkomingsintervensie raamwerk versterk dat alle leerders die kans kry om die vaardigheid te bemeester en vlot te lees. Ek gebruik ook peer onderrig waar sterker leerders swakker leerders ondersteun en dit motiveer die klas en dit versterk samewerking en help die sterker leerders om hul begrip te verdiep deur verduideliking. Die voorkomingsintervensie raamwerk is 'n sikliese proses wat bestaan uit onderrig, oefening, toepassing en assessering. Elke fase bou op die vorige een en maak gebruik van multisensoriese en speelse aktiwiteite wat ook met die CAPS kurrikulum gekoppel is en diagnosties toegepas kan word. Hierdie raamwerk is van kritieke belang vir graad 1 leerders met swak woorderkenning omdat dit vlotheid, leesbegrip en selfvertroue ontwikkel. Deur herhaling, doelgerigte toepassing en deurlopende assessering kry elke leerder die geleentheid om woorderkenning te bemeester en uiteindelik suksesvol te lees.